uithou. Wat maak mens as daar nie meer krag is om die een voet voor die ander te sit nie? As smeekgebede na bo leeg terugkeer, van die plafon af terug boemerang. Die dink oor jou nalatenskap, die impak van jou keuses op die ewigheid, op jou gesin, die selfverwyte van gister se amper onvergeefbare foute, se val. Wanneer die masker wat vir jare op die gesig vasgeplak is, begin afval en die niksheid, leegheid van die gees begin deurskemer. Dis 'n kwessie van aanhou, uithou. 'n kwessie van zombie-agtige voortgaan. Maar God is 'n God van skielik. Is tog iets wat in 'n mikroskopiese spasie in die wit stof van die brein herhaal. Alhoewel flou soos 'n kersvlam wat op die punt is om finaal uitgeblaas te word. Maar tog ook iets waaraan die laaste bietjie krag probeer vashou. Al glip die tou van hoop ook gereeld uit die hande, net om weer aan vasgegryp te probeer word. Hoe dink mens by jouself, hoe sal die deurbraak kom? Sal die oë van die tydelike lyf, die sogenaamde tentwoning, net eenvoudig nie een oggend oopgaan nie? Of sal God sy engele stuur, sodat hulle jou in die vergetelheid van slaap aanraak, en jy as geneesde wakker word, 'n nuwe mens? Maar wat van die geliefdes, die naaste aan jou? Sal hulle kan voortgaan wanneer jy weg is, ongeskonde kan voortbeweeg, hulle gees bonatuurlik, onbeskadig. Maar daar kom 'n punt wanneer die gees nie meer krag het om te bekommer nie, waar daar net kunsmatige lewensasem is. Die sielskrag lankal in vergetelheid vergaan het. Dis so sielskanker, ondraaglik, sonder enige medikasie om die pyn daarvan te verlig. Dis 'n oop, rou gat, met niks om dit te vul nie. Maar, sê die heiliges, net God kan daardie leemte vul. Asof mens nog nooit daardie stelling gehoor het nie, nog nooit na hom uitgeroep het vir spesifiek daardie doel nie. Asof die mees gedrukte boek in die geskiedenis van die wêreld nie donker onderstreep is met al die mooi, bemoedigende verse wat skynbaar nie waar is nie. Die letters op die dun bladsye vervorm deur jare se trane wat daarop geval het en nog steeds val, nie in die donkerste oomblikke as waarheid getoets is nie. Wanneer honderde wanhopige uitroepe na bo, emmers vol trane deur dekades heen in een rigting proses is. Die kritieke vraag of God werklik goed is, ontelbare kere in die diepste hoeke van die hart bedink, weer klink word. Mens sien met die geestesoog die kerk met begrafnisgangers, die hoeveelheid irrelevant, die emosies nog minder van belang.
Jy sal net daar wees om te sien, of selfs daaroor om te gee nie. Wat is dan belangrik? Daaroor kan lank gedink, bepeins word. Die gevolgtrekking kan dalk wees of jy die kortpad uit die lewe geneem het, soos 'n lafaard in die oë van ander wat nie met die donker wolf worstel nie. Dis verbasend hoe oppervlakkig die oningeligtes kan beoordeel. Die vlakheid van hulle denke ooglopend vir die gewroegdes, hulle wat vaart belyn deur die maklike see van hulle lewensbaie gly. Die wat nog nie die smeltkroes van ellende vir dekades beleef het nie. Hoe sal die deurbraak dan uiteindelik manifesteer? Die antwoord op ondraaglike sielspyn opgelos word. Dit sal kom, dit moet, want niks sou vir ewig aan nie. So sê mens dit vir jouself, oor en oor en oor, in flou flikkerende liggie, in die donkerte van 'n gebroke siel.